Raakvat Rugby podcast. Welkom terug hier by die Raakvat Rugby podcast op Raakvat Rugby, jou Afrikaanse rugby kanaal en soos gewoonlik, ons vriend Arie Hougaard daar onder die Kaap uit. Welkom terug. Dankie en weer ja, is lekker om rugby te gesels. Die Kaap het so 'n reënbuitjie gehad in die middel van die week, maar nou sit lyk my somer wat nader staan. So dis lyk my nou maar lekker weer ook weer vir die Stormers se volgende wedstryd, maar is lekker weer in die Kaap. Wel, sonnig gaan nag die hele nag in Pretoria gereën, dus hele maandag hele Pretoria sonder krag natuurlik. Dit is nou werk. Dit werk. Moet jy eintlik vir vertel, jy was nou so 2 weke terug by jou reunie gewees. Ek was laas naweek by my reunie. Maar ek dink daar was 'n fout gewees en ek ken nie daai ooms en tannies wat saam met daar was. Dit was baie vreemd. Mense ek maak 'n grap, hulle weet ek maak 'n grap, ek spot sommer net, ja. Ons is almal oud geword, snaaks, ja. Hoe was jou? Nee, kyk uit 'n ander ritme daai, en solank mense net kan lag oor die ou tyd, maar jy moet maar meeste van die mense so half op die spoorweeg kom, jy ken die gesig, maar dan moet jy die naam nou eers 'n bietjie bysit, maar ja, dis 'n lekker tyd, maar die tyd het aangestap, né? Hulle wil net te hard sê, maar hoeveel jaar ons en dit was 'n ronde een. Ons kan seker maar sê ons was 85 matriek, so dis 'n tydjie terug. Ek en jy albei toevallig, né? Ons albei 85 matriek, ja. Die beste jaar natuurlik. Ja, goeie jaar. Ja, stem so. Maar ja, het was net baie lekker geweest en dit was baie interessant was ek het nou vir Harry ook vertel. Almal vra vir wat doen jy? En ek sê nou maar ek doen rugby podcast en dan sê hulle soos in wat? Moet ek verduidelik wat is 'n rugby podcast? En wat baie snaaks was die aand by die ete nou moet ek wag vir Harry se instant reaction na die toets. En ek het laptop daar, ons staan in die bos, ek het laptop daar bo op 'n yskas ingepluk en almal dog ek werk in die yskas of ietsiekie want niemand verstaan wat ek doen daar nie. Ja, so dit was baie lekker, ek moet sê. Ja, nee, 40 jaar is lang tyd. Jy was so 'n bietjie van 'n celebrity daar op hierdie unie gewees, so dit is ja, ek was glad nie celebrity, niemand het geweet wat ek doen nie. So dit maak geen verskil nie. En ek is self van 'n celebrity, die ouens soos Harry en jy en die manne wat weet of jy praat. Ek is net die ou wat die vrae vra. Die domme ou wat die vrae vra. Ja. Anyway, Harry en Hugh Griffin gaan natuurlik die naweek daar op Twickenham Dames Beker van Rugby en Raakvat Rugby die wedstryd bywoon. Ten volle geakkrediteer met parkeerkaartjies. Hy is meer opgewonde oor sy parkeerkaartjies as dit is oor die feit dat hy by die perskonferensie en blykbaar is dit 'n groot ding op Twickenham. So ons was sommer deur in die huisie Springbok. Laas naweek ons het vriend en vyand verras met daai vertoning, die Sasha FM noem dit maar skouspel. So wat het jy gedink? Ja, ek dink dit was maar vir almal die 67 punte was indrukwekkend. So daar's ook 'n hele paar punte teen hulle aangeteken. Maar ja, daar's ek dink die vermoë om amper die Amerikaanse woord nou die skills level of die vermoë van voor en agter spelers. Weet jy ek praat nou reg met iemand en toe praat ons oor daai tyd vir die All Blacks. Dit vir almal moeilik gemaak het. Daar was 'n langerige tyd gewees met daai Richie McCaw tyd ensovoorts. En die ene wat hulle altyd gehad het is hulle het baie goeie vermoë gehad om die bal met aangee in die regte plekke te kry. Hulle het goeie hantering gehad, hulle is goed op die aanval. Amper sagte hande, né? En val die voorspelers. Nou het ons daai pyl ook in ons koker. So ewe skielik het ons nie net die 10s en die 15s wat dit doen nie, maar ek dink reg deur die span. Ek kan agterkom hulle het 'n groter fokus om die ouens nou so 'n bietjie hulle hantering ook beter te maak. So ja, ek dink dis indrukwekkend geweest. Jy gaan nie altyd soveel spasie en toets raak nie. Dit is ook 'n gegewe. Ook jy altyd so domineer of soveel voorvoetbal kry nie, maar dit wys jou ons kan ons kan nou twee agterlyne uiteensit. Ek sal nou of ek kan eintlik nou ook maar noem, ek het so gekyk na agterlyn wat ons agterlyn wat oor 30 is en ons agterlyn wat onder 30 is. En dit was ons jonger manne wat begin deurkom het nou, maar op die ouend as jy so een oog op die wêreldbeker het wat kom en dalk een en daarna ook, dan verstaan jy wat Rassie besig is om te doen, want hy het nou vir Raina geskrim skakel, maar 'n jonger 10, weet 'n ouer 12, 'n jonger 13. So hy meng dit so 'n bietjie op. En jou ouer agterlyn sou gewees het 'n Reinach en 'n Pollard en 'n Dalendi en Kriel en 'n Pimpie. As hy nog fiksterig is in Colby en Willie Leroux. Nou, almal wat ek nou genoem het is oor 30. Van hulle 36, 35, Reinach is 35, 'n paar 31 Pollard en ook Kriel is 31, Dalendi is al 33 en 'n Colby is 31. So jy besef nie die ouens stap hulle 'n bietjie aan nie, maar hierdie volgende agterlyn is as jy vir Williams vat, vir Sasha Willemse op 12, Moody op vleuel, op 'n buitesenter, Hooker, Kurtley Arendse en Fassie.
want jy almal weet wat hulle in die 20's is, sommige is 22 en Hooker is 22, Moody is 22. So ek dink dis wat Rassie nou begin doen. So as ek ook kyk na die afgelope naweek, miskien is nou 'n lang antwoord MW, maar die ding wat my beïndruk is, hy meng nou bietjie op en ek dink dit gaan gebeur in Australië dalk in die Wêreldbeker. Jy gaan dalk nog steeds hê dat Pollard jou eerste keuse is op 10, ongeag wat Sasha nou doen, veral in daai Wêreldbeker wedstryde, maar dan het jy dalk 'n jonger 9 en 'n jonger 12 weer of 'n ervare 12 en 'n jonger 13. Jy weet, jy kan nie al die ouens van oor 30 in Australië gaan speel nie. So dit ding wat my beïndruk het is dat ons het nou manne wat deurkom, regte ouderdomme, diepte kom outomaties deur, hulle kom op meriete deur en ons bou 'n groep wat ons vorentoe kan vat. So dit was my die indrukwekkende ding. Hugh Griffin het gisterand vir my 'n interessante ding gesê. Hy het my gesê selfs in Chasing the Sun het Rassie groot ophef gemaak daaroor dat dit is onvoorspelbaar, weet nie wie jy gaan kies nie, jy weet nie hoe hulle gaan speel nie, maar die laaste 3 wedstryde in 'n ry het so vir dieselfde span gekies, né? En ek weet hy het 'n paar dinge daar gesê oor die perskonferensie. Wat jou indruk, wat het hy daaroor te sê gehad? Ja, dit ek dink die na die Auckland wedstryd was hy frustreerd geweest. Dit was 'n 7 punte nog in dit in die einde, maar hy het mos daar baie veranderinge gemaak en daarom kon enige rigting gegaan het. So ek dink die feit dat hulle by Wellington op die ouens so goed gedoen het sy hand in 'n mate gesterk en ook forceer. Want dan is dit moeilik om baie groot veranderinge te maak en veral na die afgelope naweek ook, weet jy gaan nie nou na so 'n vertoning vir Sasha en die ouens nou eintlik kan uitgooi nie. Jy moet hulle maar nog 'n kans gee. Maar weet die Argentyne ook is aanvallend, maar hulle staan op baie punte af. Reg deur die Super Rugby het hulle diep in die 30s, soms 40s afgestaan. So hulle is 'n bietjie swakkerig hier en daar op die verdediging of as hulle onder druk sit, maar ja, die kontinuïteit dink ek het gekom as gevolg van goeie vertonings deur sekere spelers. So ek dink ek sal graag sy eerlikheid wou hoor op 'n stadium nee MW. Rassie, as hy dink nou wat het jy nou regtig gedink gaan in Wellington gebeur en weet dit kon 'n bietjie van 'n duif van Hoeslen Gaffie te Tooi klankie ook gehad het van lank terug in Wellington, weet jy weet nie hoe daai ding uitdraai nie. Jy kan vir Sasha en die ouens ook ernstig vir die wolwe gegooi het, weet jy wat nie onthou nie, van Hoeslen en Gaffie de Tooi is in 'n wedstryd amper soortgelyke scenario as hulle 9 en 10 gekies en het baie swaar gekry en dit was omtrent die einde van hulle toetsrugby en briljante spelers. Ja. So dit kan albei kante toe gegaan het. Gelukkig het die manne goed genoeg gespeel en dit eintlik omgedraai. So dit was 'n bietjie van 'n piesangskil. Ek en jy daaroor gepraat. Dit was weer net voor my reunie gewees en ons het gewonder, jy's like hierso het hy dan nou vat hy 'n groot kans, nê? Om nou al die manne soveel veranderinge te maak en die ding kan enige rigting gaan. Ja, ek dink dis maar die konstantheid van die spankeuses is nou wat die ouens sit op die ou en daarom hulle hand opgesteek, goed genoeg gedoen. Maar jy kan nie stry teen 43 punte en 67 punte nie. Daar's nie 'n tekort aan 'n vermoë om punte aan te teken nie. Ja, en wel, een van die Argentyne, hulle 30 punte teen ons aangeteken. Ja. Australië was dit die meeste punte. Okay, ek weet hulle het nou 16 Kalbie se breinfloute 3 dae ook nie, maar daaronder aanskryf, maar ek beveit en nou straf 3 van Malcolm Marx is ook maar 'n bietjie iffy geweest. Maar ek bedoel, okay, as jy dit afval dan is dit eintlik nie so goed nie, as dit maar 14 punte sê nou maar. My feit die saak is die verdediging is nie wat dit was nie. En ek het vandag met 'n afrigter gepraat, bekende afrigter, en hy het my gesê die Springbokke is nog steeds gefokus op verdediging. Eerstens, hulle oefen Maandag dit en Dinsdag aanval en Woensdag verdediging. En toe stadium toe hulle dit van die afrigters gevra vir Springbokke of hulle nie Woensdag kan aanval doen nie. Dit Rassie gesê nee. Verdediging, want die ding wat jy laaste oefen, die ding wat die meeste in jou gedagtes is blykbaar. Dis hoe dit werk. So die fokus is nog steeds op verdediging, maar ek sien nie regtig meer op die veld nie, né? Dis asof ons bietjie baie meer, soos Harry nou reg gesê het, ons staan nou baie meer drie af, maar ons druk baie meer drie. So dis dit nou die nuwe benadering, wat dink jy? Ja, ek dink ook die ander spanne kyk na jou verdedigingslyne en wat jy doen en watter besluit jy neem en hulle begin jou ook uitkyk. So weet almal doen dit maar met mekaar. So hulle vind plekke. Die drie van Argentinië ook was nou nie van eerste fase af nie. In die All Blacks het ons op eerste fase het ons 2-3 dan Auckland afgestaan. Vir al die lynstand gooi oor die lynstand was 'n bietjie lastig geweest, maar verder kon ons daarmee goed hanteer, maar ja, dit is maar iets wat jy moet inoefen. Jy moet vir mekaar verstaan wanneer jy
die druk uitoefen wanneer jy opskiet. Die opskiet is eintlik maar die groot ding. Daar was 'n stadium in die 2023 Wêreldbeker. Ek was met genade daar en ek onthou by Hendrik Cronje, ons het die Ierland-wedstryd gekyk en toe met die opwarming het ons heeltyd gesien Ierland met die opwarming het hulle heeltyd so drill gedoen. Amper van so setpiece af, 1 paas, 2 paas, lang paas, vleuel toe, 1-2 lank, 1-2 lank. En ons het na die opwarming gekyk en gesê, nogal sê, eerlik maar dit val ons op hoe baie hulle dit oefen selfs in die opwarming. En die wedstryd het hulle ons heeltyd, en onthou jy die Wêreldbeker het ons 'n paar keer dat hulle ons daar so wyd en dan met die manne verskriklik keer. So dis maar ook een manier om die opskiet effens te neutraliseer. Maar ja, ek dink die ouens kyk om my uit. Dit is maar 'n kommunikasie ding. Dis is nie 'n tekort dan die manne kan nie duik nie. Ek dink dit is maar 'n kommunikasie ding. Maar dit het effens beter gelyk teen die All Blacks, maar ek stem saam met jou 30 punte teen Argentinië. Maar die trant van daai wedstryd was swaar snaaks. Partykeer dit is een wedstryd waar jy 'n handvol snaakse drieë het. Weer as drieë gedruk soos Sasha se drie wat hy vorentoe geskop het. Ek het eintlik nog nooit so drie gesien nie. Nog nooit 'n drie so skolbie gesien nie. So ek kan nie onthou of enigiemand al van binne sy halfle selfs in laer ligas geskop het en daar so groot opening was nie. So dit is 'n snaakse wedstryd gewees, maar ja, hulle sal hulle verdediging verseker met opknap. Het gaan ook nie maklik wees Saterdag nie. Ek dink hulle sal met verstaan dat die Argentynë kom, maar hulle is weer erg ontwrig, 7 nuwe spelers gekies, klomp beserings, nuwe manne in, nuwe slotte, nuwe sente, nuwe skakelpaar. Losskakel is heel agter toe. So klomp veranderinge waar die Springbokke is 'n baie gevestigde span. Interessant, daai een van Sasha, daai skop is uit sy eie try assist het hy vanaf 'n 3 gedruk. So hy het die 3 gedruk en hy het die try assist gedoen ook. So as jy nou praat van statistieke opblaas, daar's jy nou. Nee, dis interessant. Argentinië, dis my volgende vraag gewees. Dit is 'n gewonde Puma span. Daar is niks so gevaarlik nie. As jy kyk na die laaste Argentinië, laaste jaar se kampioenskap, Hugh Griffin het weer eens maar uitgewys, moet kom krediet gee. 1 gewen teen die All Blacks, 1 verloor. 1 gewen teen Suid-Afrika, 1 verloor. 1 gewen teen Australië, 1 verloor. In hierdie jaar All Blacks 1 gewen, 1 verloor. Australië 1 gewen, 1 verloor. Suid-Afrika 1 verloor. So in alle as jy nou kyk, dan glo aan neigings en trendlines en dalk het hulle goeie kans om hierdie een te wen. Maar soos ek gesê het, 7 veranderings, noodgedwonge. Hulle skramskakel is beseer, hulle het 'n ander nuwe losskakel ek nog nooit van gehoor het nie. Ja, dinge is weer op in die lig. Dink jy hulle het wat dit vat om hierdie ding te kan omkeer? Ja, dit gaan moeilik wees. Daai Prinsiatelli is daai nuwe losskakel en hy het omtrent nog nooit gespeel nie. Hy was nie eens op die bank. Ek dink hy kom van heeltemal buite die span uit. Die losskakel Pereira is heel agter toe. So dit maak 'n groot verskil. Tweede keuse skrimskakel ook. Hy speel vir Newcastle dink ek, so hy ken min of meer die Engelse kondisies vir wat dit werd is. Maar 2 nuwe slotte wat verskille, so waar hulle nog sterk is nog steeds vir Pablo Montero, nog steeds vir Marcos Kremer, voorlangs Swedes Hardebaarde daar 6 en 7, maar hulle kan ook net soveel doen, en jy het dit gesien, ek dink 'n kommentaar van Victor Matfield het ek gedink was goed geweest na die wedstryd Saterdag, almal het swaar verwonder, maar dat hulle vir die Bokke 'n tydjie gevat om na die ouens te breek, en so ook in Wellington, en Matfield het gesê, hoorie manne, dit is toetsrugby, dis nie so eenvoudig nie, jy moet soms vat dit 'n tyd om die ouens af te breek, maar jy kan ook net so lank tackle. Jy kan nie so lank duik, weet, en dan raak dit fisies net vir jou nie meer as jy by die 50-60ste minuut, dan is jy fisies net nie meer daar nie. So Kremer en Matera kan net soveel doen ook, en so dit is, ja, maar hulle gaan onder druk wees, verseker, die nuwe slotte, dit is Petty en Rebrotta of soiets, Rebrotto, so ek het nog nie eintlik van hulle gehoor, maar hulle is... Petty is baie goed, Petty is, hy is 'n groot aanhanger van Petty, spesifiek. Hy is baie goed. Okay. Ja, ek ken nie die ander naam nie, ja, dis interessant. Maar die feit dat hulle Twickenham speel, vir wie bevoordeel? Ek sien ons het maar iets soos 8 keer in die 100 jaar verloor op Twickenham. Ja, kyk, jy's maar gewoond dat daar's 'n klomp Engelse ondersteuners wat vir Engeland ondersteun. So is baie vreemd. Ons enigste ervaring omtrent daarvan was wêreldbekers hier en daar, wat jy op neutrale, wat het sogenaamde neutrale veld is, nie teen Engeland gespeel het nie. En natuurlik 'n opwarmingswedstryd teen die All Blacks wat ons baie goed gedoen het. Dit is verseker 'n nadeel vir Argentinië om nie in Argentinië te speel nie, want dit is logies. So hulle daar het hulle ingeboet. So hulle gaan 'n bietjie ondersteuners daar hê, maar dit is nie hulle tuisveld nie. Dit is ook die Bokke se tuisveld nie. Maar dit maak dit amper 'n wêreldbeker wedstryd. So in 'n wêreldbeker wedstryd met Suid-Afrika nog altyd goed gedoen teen Argentinië.
en ek dink dit gaan Saterdag die geval wees. So jy het nie daai skare effek nie. Ek kon net daai Italiaanse skeieregter het nou 'n bietjie houe gevat by die All Black Australië wedstryd. Vir al die Australiërs is 'n bietjie viesrig vir hom. Maar ek is maar gewoonlik so, ek meen kan nie 'n wedstryd onthou wat ons ook nie vies was as ons span verloor oor iets. Jy is by eerste half hier by die skeieregter en dan gaan jy terug na jou eie spelers toe en jy weier om te sê die ander span het beter as jy gespeel. Weet jy, is nou glad nie eens daar nie. So ek dink as die skeieregter ook net hoe ek het 'n vriend wat altyd sê, solank hy net konsekwent swak is. As hy nou swak is met 'n konsekwent swak, is dit ten minste albei kante toe vir jou iets gee en iets vir jou wegneem. Maar ek dink die Twickenham gaan 'n bondgenoot vir die Springbokke wees, want daar gaan baie Suid-Afrikaners wees, daar gaan baie Suid-Afrikaners wees, daar gaan verseker meer Suid-Afrikaners as Argentynë wees. Maar waar het sê ons ek het 'n storie van ons praat van ons reunie, ons 'n vriend van ons reunie daar in Ben Foster, ons hoofseun van daai jaar. Hy is nogal die hoofmeisie van daai jaar. Hulle bly in Londen en so hulle sommer daar by hierdie idee het hulle kaartjies geboek want hy is toe ook in Europa, so hulle is almal daar hierdie naweek. Ons het daar voor die TV langs die Letaba rivier die ander wedstryd gekyk en nou kyk hulle dit lekker by Twickenham. So daar's baie mense wat moeite gedoen het om uit te kom. Baie Suid-Afrikaners. Wel, Harry vlieg so toe van Amerika af. Die Uur kry Bakel in Engeland bly. Hy gaan so toe. So ons is sterk verteenwoordig. Ek is baie trots op daai. Ek het al 100 keer gesê mense gaan sê ek moet ophou praat daaroor, maar ek hou daarvan. Hy is baie opgewonde om vir Rassie te ontmoet, maar hy is meer opgewonde om vir Siya Kolisi te ontmoet, glo dit of nie. Hy sê hy gaan strak wees. Dis 'n fiksie. Maar ek moet sê ook die eerste keer ontmoet het ek nogal hy's indrukwekkend. Hy het 'n presence in hom. Ek weet nie met 'n verduidelik. Jy sal wat ek bedoel. Hy is definitief iemand daar, daar's iets daar. Right, kom ons praat nou 'n bietjie oor wat jy verwag van hierdie wedstryd. Dink jy gaan weer 'n weggoloorwinning wees? Dink jy 'n halskraal se Springbokke of wat verwag jy? Ja, dis 'n wedstryd wat jy moet wen. So ek dink hulle gaan konservatief begin. Hulle is 'n beerd bou skoppale toe. Ek dink hulle gaan weet wat om te doen. Dit gaan dit bepaal in 'n groot mate ook en weer. So 11:45 afskop van die ander wedstryd in Perth. So teen die tyd dat hulle afskop 3 uur, dan weet ons presies wat moet gebeur en dit gaan waarskynlik wees dat ons net hoef te wen. Het gaan nie sommer wees dat die All Blacks nou vir die Australië met 40-50 punte gaan wen. Hulle moet 60 punte wen. Hulle moet met 60 punte wen. Ja, nee, dit gaan nie gebeur nie. Maar waarheid te sê, ek dink die Australiërs het 'n baie goeie kans om te wen in Perth, maar dis nog 'n ander gesprek, maar so hulle gaan nie so ver by nie, so dit gaan daarop neerkom hulle moet wen. So boue beerskoppale toe, maak seker hy kom voor. Moenie simpel goed, moenie snaaks so goed doen nie. Ek dink as dit anders gaan Sasha en die ouens natuurlik speel. Hulle sal die oomblikke verstaan en ek dink hulle daai vryheid ook. Maar ek dink ons moet verwag het gaan aanvanklik, ons moet nie verwag het gaan soos die tweede helfte van Durban lyk in daai eerste 20-30 minute op Twickenham, nee. Ek dink dit gaan 'n bietjie van 'n armdruk wees. Strafskoppe hopelik 'n 3 of 2, hopelik as jy voor effens gemaklik met rustyd en dan kan jy dit opbou, maar ek dink dit gaan 'n meer toetsstraf by konservatiewe ene wees, wen die game. Dit is waar dit gaan. So ek dink Rassie sal 'n plan hê, maar een van sy planne sal wees dat ons kan aanvallend speel. Ons het dit mos nou gesien. So ek dink as dit anders en selfs van eerste fase, dis waarvan ek hou is van eerste fase, vra ons ook nou die vraag vir al op die regterkant van die veld, vir alles dit so bietjie nader in die middellyn of op ons stippellyn is. As jy daar skram het met hulle heel agter in een vleuel wat bietjie dieper staan, dan is daar spasie. So nee, wat ek dink dit gaan skoppale toe. Hooplik het Sasha net sy skopvoet aan, want dit is nie ander met ons nou ons het dan 'n bietjie meer vertroue in hom nou deesdae, maar in Pollard het jy geweet dat hy hou die taalbord aan die rol. Maar hooplik kan Sasha dit ook doen. Ek wil 'n bietjie terugkeer by die 2023 Wêreldbeker het, die semifinaal teen Engeland. 'n Aanvallende loskakel wat begin het, 30 minute in die wedstryd word hy afgehaal. My vraag aan jou is, Sasha is hierdie baie opwindende loskakel, eintlik agterspeler. Né? Veelsidige speler, ons noem dit so. Ja. In steede van net 'n uit en uit loskakel. Jy weet hy kan 12 speel, hy kan 15 speel, hy kan 10 speel. Wat Manie Blibbok byvoorbeeld kan is net 'n 10. En wat is of miskien 15. Weet as jy dit bietjie doen. Kom ons sê, hoe gaan Rassie vir Sasha kan beheer, weet daai jeugtigheid, daai exuberance, en ek kan nie Engelse woord, Afrikaanse woord onthou nie. As dit nodig is om dinge 'n bietjie vas te maak, dit reën miskien, dis nat, dis glad, dis ongemaklike omstandighede. Jy kan nie so flashy wees as jy was in Durban byvoorbeeld nie. Dink jy Sasha kan daai tipe spel speel? Want jy het nie vir Andre op die bank, jy het vir Manie Libbok op die bank. Hoe gaan die bokke daai benader?
Ja, ek dink die spelers wat die vermoë het soos hy om aanvallend te speel, sal ook 'n manier moet vind om aan daai deel van sy spel te werk. So kom ons dink aan sy grootwordtyd, Bishops in die Kaap, hy gaan ook 'n paar nat wintersdae gehad het, so hy gaan dae gehad het wat hy met takties anders gespeel het. So ek dink aan sy opbou, ek het hom al in die Kaap ook in die Stormers en ander omstandighede ook bietjie meer konservatief laat speel. Ek dink hy het 'n goeie rugby IQ. Ek dink hy verstaan wanneer jy nou nie heeltemal net kan die bal lang aangee of probeer kreatief wees of snaakse dinge doen nie, maar ek dink hy sal beter wees daarvan. Ek dink hy sal dit met aanleer ook, en dis miskien 'n goeie wedstryd om aan te leer. Hy moet hy Saterdag leer hoe moet hy in 'n wêreldbeker wedstryd in 2027 in Australië speel teen Ierland of teen Engeland. Want die spasie gaan minder wees, daar gaan groter druk wees, jy kan nie net dinge doen nie, maar wat hy wel vir jou gaan doen is in 80 minute het daai tipe speler uiteindelik net daai 2-3 kansse nodig, en dis wat 'n Campisi van ouds gedoen het ook. Weet hy het in daai 1, 2, 3 goedjies wat hy in 'n wedstryd 'n kansie het, en dit is vir jou 'n 3 of hy skep 'n 3. So dis die vermoë wat hy het, maar ja, ek dink hulle sal wil bou aan sy meer konservatiewe manier van speel. Ja. Ek wil hom nie te veel in 'n boksie sit nie, maar ek dink hy kan takties goed genoeg skop. Hy's groot genoeg om hy kanaal te hanteer in verdediging. So hy kan 'n moeiliker as dit teen hom draai, kan hy daai kanaal ook hanteer. Nie al die 10s kan dit ook hanteer nie. En nie almal is Henry Hannibal nie, maar jy wil ook nou nie heeltemal 'n Smith van Engeland wees nie. So jy moet daai balans vind, maar ek dink hy's 'n dis 'n toets waarskynlik. Daar was baie vergelyk met Carter en so voort. Ek dink is 'n lang pad om jou te probeer vergelyk met Carter of met Pollard. Ek dink hy moet nog baie reg kry, 37 punte in 'n wedstryd gaan jou nie outomaties nou net daai titel gee nie. Dit vat jou 'n ver pad daarna toe, maar Carter net op dit het ook by 12 gespeel. So dit help as jy kan 12 speel en jy verstaan 10 beter en andersom. So ek dink dit is 'n goeie deel van sy CV om ook 12 en 15 te kan speel. En dink oor dit goed verstaan, weet hy wat verwag word en wanneer dinge anders en wanneer jy daai spelers kan inbring. So ek sal ook graag wil sien dat hy Saterdag so bietjie meer sy konservatiewe kant wys. Ek weet nie wie woord is nie, maar dat hy kan wys hy kan albei tipe speel. Ja, 'n bietjie meer redeneer speel. Jy weet, daai tipe, ek verstaan, dis presies my vraag. Maar okay, die groot ding wat eintlik na hierdie naweek gaan gebeur, die Springbokke gaan beskikbaar raak vir die franchises. Natuurlik, die Bulle se Springbokke gaan almal agterbly daar. En dan, ek het vandag met Johan Ackerman daaroor gepraat, en sê ek, hoe gaan julle doen? Het jy ooit kans gehad om met die Bokke te praat, wat in die Bulle wat Bokke is? Dis sê, hy het letterlik 'n meeting met hulle gehad, toe hulle teruggekom het van Nieu-Seeland af. So daai integrasie van ou soos Wilco Louw en Jan-Hendrik Wessels, al die manne moet nog gebeur, weet, in die nuwe ding van die Bulle. En die Bulle het nou nie laas naweek die ligte uitgeskiet en ons almal mateloos beïndruk nie. Die verdediging was maar swak. Waar is die span 40 punte op beloftes? Ek bedoel, dis nie elke dag wat dit gebeur. Ja, ons het hoeveel 3 gedruk, dis waar, en ons het nog steeds gewen. Feit van die saak was, daai Bulle span het vir my glad nie gelyk na 'n span wat goed gedrill het, en is dit nog maar, dink jy dis maar 'n bietjie early days, bietjie te vroeg om te sê, maar bekans gee om dinge te settle, want as jy kyk na wat die Stormers gedoen het, daai ons het gespeel asof hulle weet die volgende kampioenspan gaan wees, 35-0 teen Leinster. So kom ons praat gou oor die Bulle. Wat jy gedink van daai Bulle se wedstryd? Ja, ek was ook verbaas van die begin gewees, dat hulle vroeg agter was, maar hulle het ook goeie karakter gewys om terug te kom. So die begin was nie goed nie. Maar ja, die verdediging was nie goed gewees nie. Die spelers terugbring, miskien net op dit. Hulle verdediging sal baie beter moet wees teen Leinster, want ek dink Leinster gaan so bietjie baie frustreerd wees na wat gebeur het in die Kaap. So hulle sal nou dit bepaald beter probeer speel. Hulle was steeds Leinster het baie spelers wat provinsiale, ek weet nie die span wat op belofte speel nie, maar 217 caps gehad, of toets spanne, toets agter hulle gehad, die span wat in die Kaap gespeel het. So, weet Robbie Henshaw, daai loskakel, en daar's 'n hele paar ouens wat al redelike diep spore getrap het. Ek het hom gesien vandag. Hy loop in werklik lewe ook so snaaks, mense. Hy loop net so snaaks, hy loop baie snaaks. Ja, in elk geval. Ja, lyk of alles so uitsinkheid as ek 'n woord kan gebruik, maar hy speel goeie rugby. Maar so
die verdediging dit moet mens plaas die 6-3 afgestaan het 9 gedruk, maar dit is nie goed as jy soveel afgestaan het. Saterdag 'n nuwe dag, is weer 'n later wedstryd. Ek het gedink daai vroeë afskoptyd gaan Wallis se bietjie meer tref en hulle die te veel son in hulle oë hê. Maar dit is ek dink 'n 7:30 afskop Saterdag, so dit is nie eintlik wanneer jy 'n Europese span wil speel nie. 6:30, jy wil nie eintlik onder ligte in die aand speel nie, jy wil eintlik in die son speel. So dit gaan ook nie vreeslik help nie, maar die Stormers het maar dieselfde uitdaging in die Kaap. In terme van die spelers wat terugkom, ek dink weer daar's baie van die Bulls en die Stormers dink ek het ook baie voordele uit die spelers wat nou by die Springbokke speel. Ek dink byvoorbeeld aan 'n Jan-Hendrik Wessels wat baie goeie blootstelling kry. Nortje raak een van die beste slotte van die Springbokspan. En hy was iemand wat so half in was toe daar beserings was laas jaar teen die All Blacks. Nou is hy eerste keuse, weet as kyk manne wat hy uit die span uithou. So dis as jy so ou terug het vir die Bulle, Jan Hendrik het jy 'n goeie blootstelling gekry, jy kry vir Wilco Louw terug. So dit is die sterk spelers, die pak gaan sterk wees daar. Die Stormers weer met spelers wat terugkom, dink ek, hulle het amper die grootste voordeel want Rassie het nou vir hulle guns gedoen deur vir Reinagh heeltyd 9 te speel vir Sasha 10 en Willemse kry ook goeie blootstelling tussen 12 en 15. So die Stormers kry 3 spelers terug wat 9 en 15 eintlik op die hoogste vlak nou gespeel het. So en saam gespeel het. So hy het eintlik nou vir Dobbo gehelp wat baie gedink het Reinagh moet nou vir Sasha leer ken, nou toe hom leer ken in toetsrugby. Dis 'n goeie ding daai. Ja, so dit is 'n groot faktor, so daar het ook 'n bietjie van 'n voordeel, maar ek dink die spelers wat terugkom van die Bokke bring energie, hulle sal ek dink hulle gaan daai oorskakeling sal hulle kan hanteer op 'n manier, maar hulle het tyd nodig. Vir die Springbokke is dit moeilik om nou terug te kom weer na eweslik na URC rugby toe. Dis 'n heel ander omgewing, maar hulle is professioneel genoeg om dit te kan hanteer. Maar ja, dit gaan opwindend wees Saterdag. Ek dink die Stormers ook het 'n swak rekord in die Ospreys so terloops. Het vir die afgelope 3 omtrent net 1 gewen en baie verloor, daar was 1 gelyk op. So hulle is ook maar ligtig vir die Ospreys. Om een van die redes sukkel hulle elke keer teen die Ospreys. So hulle het verloor laas jaar teen die Ospreys. Dit was in die Kaap dink ek. Ek kan nie onthou waar was dit nie. Hulle het verloor. Ja, in die Kaap, was in die Kaap onthou dit, ja. Ja. So die daar's baie dinge wat nou half onseker is. Maar ek sal ligtig wees vir Leinster na hulle verloor. Weet gewoon ook nou so 35-0 dis vir die run. Ek het vir Leo Cullen geluister aan die media. Ja, en hy het regtig nie woorde gehad nie. Hy het gesê hy weet eintlik nie wat om te sê nie. Hy weet nie wat hier gebeur het nie, maar hy kan dit nie verduidelik nie. So hy het maar weer gedraai rondom strafskoppe, hoë balle nie gekry nie, iets in daai lyn, maar hulle het baie swaar gekry. Ek het nie gedink hulle gaan so geskram word eerstens nie. Dit was 'n groot verrassing vir my in daai wedstryd, maar so dalk het 'n bietjie van hulle sag gemaak voor Saterdag. Maar ek dink dit gaan 'n moeilike wedstryd wees vir hulle 6:30 afskop. Ja, die Bulle natuurlik hulle met die wedstryd so laat afskop dat dit nie bots met die Springbokke se wedstryd nie, né? Dit is nogal 'n belangrike ding dink ek. Ek dink net Johan het vandag gesê hy's bietjie bekommerd oor die Bulle se physicality. Nicholas Jansen van Rensburg en JF van Heerden wat die beginspan is albei 5 slotte. So Sintu Majesi wat die bank is 'n 5 slot. Reinhard Ludwig net vir almal wat hy's terug, hy het vandag sy toets geslaag, hy gaan môre nog 'n toets doen, maar hy gaan saam Ierland toe lyk dit vir my. Al die ander manne, Roan Vermaak, Akker van der Merwe, almal van hulle behoort terug te wees teen die tyd wat die Bulle terugkom van oorsee af en dan natuurlik daai breek van die Europese toer gebeur. So hy het bietjie moed tot dan toe, maar eers die Bulle het baie beserings nou. Hulle het vandag vir eerste keer hy gaan ook nou in die toekoms die lys van beserings publiseer. Ongelooflike name op daai beseringslys. Hier neem Janus Kirsten, jy het een naam na die ander is op daai beseringslys. Wat gaan aan by Loftus? Hol hulle te veel om die veld of doen hulle te veel push-ups of wat gaan daar? Ja, dit is kommerwekkend. Dit is nie net by die Bulls nie. Ek sien die Sharks het ook toe hulle span aangekondig het so blokkie onder gesit van beseerde. Dit was omtrent 5-6 rye van spelers gewees wat daar in is. Dit is moeilik om nou te hande op te sit, kondisionering sou jy dink is in plek, speel die manne te veel, oefen hulle te hard, kry hulle seer in oefentyd. Dis wat my meestal gebeur het, is die intensiteit daar verkeerd. So jy sien al hoe meer dat spelers in oefeninge seer kry. Ek meen Oxenche het ook kontrak van 'n besering, Jan-Hendrik Wessels op 'n stadium dink ek ook, daar was 'n hele paar in die Springboktyd, daar's nog iemand wat ek nou mis wat ook so seer gekry het. Dit is
Jean-Luc de Pre ook seer gekry in die Ja, en week elke van die Marks in oefening. die wêreldbeker onthou jy, ook in die Ja. oefening. Dis reg. So dit gebeur. So die intensiteit van oefen dit in die ou dae het hulle nie so hard geoefen nie. So jy dit oorleef. Ek het iets om te sê daaroor, maar jy is vinnig sê ja. net in die rede val, ekskuus, maar toe hulle so 'n onderwerp is, ek het vir Johan van Ackerman vandag gevra wat het gebeur. Hy sê hulle het nie hard genoeg kontakoefening gehad nie want hy wou beserings vermy. Hy het te min kontakoefening gehad vir die bulle. Volgens hom, hy dink hy het 'n fout gemaak. En dan sit nog steeds met hierdie groot beserings. Nou, dis interessant. Ja, dan moet daar ander faktore wees wat mense dan moet kyk. Maar ja, die fisiese kant, ek dink Suid-Afrikaanse rugby werk die beste as jy 'n 4 slot het of jy moet daar 'n bietjie van 'n man net vir die pap 'n bietjie dikker daar aanmaak en so jy kom hier en daar weg daarmee. Maar dit werk by die beste so om. So dit is waar. Ek dink die name wat jy genoem het is almal 5 slotte en dit het 'n effek. Hulle is veronderstel om ook daarom fisies genoeg te wees, maar as sekere rolle wat nou sê by Adrie Smit wat nou by die Stormers is, kan jy uit en uit sien, okay, hierdie man is nou 'n 4, hy's gebou soos 'n 4, hy doen wat 'n 4 moet doen. En dit is presies wat jy soek is vir Kobus Wiese. So dit is die spelers wat jy doen. Maar as hulle sal terugkom, as hulle almal terug is, dan gaan die Bulls op baie sterk span daai. Ja, maar die ding is nou, dis die eerste ronde. Kyk vir beserings is al klaar. Ek weet nie waar gaan ons eindig na die einde van die toernooi, toe gaan ons ooit iemand oor hê. Gaan ons van Affie se eerste span moet inspan. Dis al wat oor is. Jy weet nie meer nie. Of Paddle Boys het hulle almal gaan speel in die URC of iets. Ja, dis interessant. Nee, okay, die Stormers, né? Ek moet eerlik sê ek was baie beïndruk met die Stormers se tyd toe hy bekend gestel is, maar hy het nie vir my so great gewerk op die veld nie. Ek weet nie hoekom, ek weet nie of meer borge up is of ek het meer verwag van daai tryf, veral met daai breë strepe. Het my baie mooi gelyk toe hulle weet gemodelleer het met maar dit. Maar op die veld self, wat jy gedink net, ek weet dit is 'n simpel vraag, maar wat dink jy van daai trye? Ja, om het te kyk by die veld het ek dink almal wat so rondom ons gesit het ook het gevoel dat dit is natuurlik 'n ekstensie van die WP se strepe, so dit is wat was in die verlede. Daar was mos die Men in Black, daar was 'n swart trui geweest, daar was die soliede blou meestal geweest ook. So dit was maar die een kleur geweest, maar ek het nogal gedink dat dit heel goed gelyk in terme van hoe goed dit nou ook al kan lyk, dat dit ten minste na 'n Kaapse span gelyk, wat ek so sê. So ek dink dit is wat hulle in gedagte gehad het. Die kleur van die streep is ook dieselfde as die nuwe wapen. So in die stelligheid het die nuwe wapen dalk miskien effens van 'n sielkundige nuwe begin in die kleedkamer gehad. Hoe hulle gespeel het tog gelyk of hulle dit ervaar as 'n nuwe begin en hulle was nogal redelik almal aangeskakel en gemotiveerd en reg gewees. En nuwe spelers ook, ek kon sien was baie energie. Rowan Ackerman en daai spelers wat opgekom het geweldig baie energie gewys en so ek dink daar's is moeilik om te sê hoe dit nou verder in die kompetisie kan gaan. Maar die trui, ek dink die trui is ek sou sê dis as die dag 1 van wat ek gesien het, sal ek hom 'n 9/10 gee. So ek dink van wat bereik is op daai eerste Vrydag. Ek dink dit het nie sleg gelyk nie. Ek het nooit daarna gekyk uit die paviljoen en gedink dit lyk nie reg nie. Inteendeel vir my gelyk of dit dis 'n Kaapse span. Dit is wat hulle wou bereik het. Dis nice. En hoe lyk die span wat hulle aangekondig het vir die naweek teen Ospreys? Jy het gesien. Ja, Dobson het gehou by wat eintlik vir hom gewerk het laas Vrydag en weer. So hy het losse spelers bietjie verander, maar dis dieselfde vry, dis dieselfde slotte agterlangs. Dis eintlik net Dewald Dievenage wat inkom speel so onderste wedstryd vir die Stormers, so is 'n groot oomblik vir hom. So hy so begin op 9 Stefan Ungerer is dan op die reservebank, maar hy het ook by Lostrio verandering gemaak. Hy het vir Tennyson gekies. En vir De Villiers en vir Dixon het hy op die bank en dan het hy vir Connor Evans wat ook slot kan speel op die flank gesit en Evan Roos steeds die 8ste man. So ja, dit is ook 'n redelike diepte wat hy het as hy vir nou dink dat Dion Fourie en Rowan Ackerman is nie in daai span van die losvoorspelers nie. So daar is dan diepte wat nog 'n bietjie kan terugkom wat by die Stormers daar so 'n bietjie kan help en as daar beserings is. So ek dink as hierdie span vat en met tyd as jy miskien op loskop en vaskop alhoewel hulle het goed geskram. Manetling Forsie is nou 'n Springbok, so hy's nie sleg nie. Winnen Batongo het eintlik goed geskram. Hy was die man van die wedstryd gewees en maar met tyd het jy vir Ali Kebbel wat kan terugkom.
en so wat van die Sharks afgekom het en as ons nou so ver wil vorentoe kyk, volgende jaar dalk ook op 'n stadium is Wilco Louw ook daar, maar verder is dit maar wat lê het. So hierdie is die manne wat hulle maar moet gebruik. As nie baie Springbokke voorlangs, daar's geen Springbokke wat nou voorlangs terugkom nie. Hulle het 3 lekker agterspelers, maar verder is dit die manne wat hulle gaan moet deurtrek. Maar ten minste Dobson het nou die 35-0 het hom half gedwing ook amper soos met Rassie om so effens meer konservatief te gaan en nie te veel te verander nie. Ek bietjie verbaas het nog steeds vir Simelane op beel agter het. Hy het in die media gesê dat hy is eintlik gekies gewees op 13. En toe was daar verandering gewees. Ek dink daar's 'n senter wat nie kon speel nie en toe het hy hom ek kan nie die redes onthou nie, maar toe het hy hom heel agter toegeskryf. Maar ek dink daar was 'n paar wedstryde in Pretoria wat hy ook vir die Bulls heel agter gespeel het. So dit lyk my verstandig om 15. So daarmee te niet vir my. Okay, so kom ons praat oor die ander, die stiefkinders. Die Sharks en die Lions. Die Lions speel teen Zebra en die Lions, jy weet, na hulle alles gegee het vir die Currie-beker, die Yorsie spelers gespeel het, weer eens tekort geskiet het en nou weer iets vasgeval het teen Cardiff. Cardiff van alle spanne, mense, dis Wallis. Hulle moet mos daai spanne gemaklik kan wen. Wat het jy gedink van daai een? Ja, dis nog steeds 'n wedstryd, maar jy sou dink hulle sou dit kon wen. Ek het gedink hulle gaan beter doen. Ons het daaroor gepraat en dat daai Currie-beker opbou is hulle 'n bietjie beter voorberei het, beter dat hulle beter sou speel in daai eerste wedstryd. Jy weet, nou speel hulle teen Zebra in die verlede 2-3 jaar terug het jy gesê Zebra en Benetton kan jy wen as jy wegspeel, maar dit het verander. Die Italiaanse Zebra en Benetton is nie meer die Zebra en Benetton van 2-3 jaar terug nie. So hulle is nou 'n moeilike span, so dit gaan ook nie maklik wees vir die Lions nie. So ja, dit lyk nog steeds nie goed nie. Dit is moeilik om te sê wie hulle gaan beter maak. Hulle het nog 2 spelers verloor, dat Edwin van der Merwe is nie meer daar nie. Hulle het so daar's spelbrekers wat ook nie meer daar is nie, wat in die verlede vir hulle goed gespeel het. So dit is ek dink vir die Lions is dit moeilik om nou te bepaal. Jy kan nie net oordeel op weg verlore nie. Maar Saterdag of Sondag speel hulle sal bepaald beter moet doen. Nou sal maar kyk hoe hulle dan op Ellis Park vaar. Maar tans lyk dit nie vir my of hulle 'n span het wat in die top 8 gaan eindig nie. Nou Zebra het laasweek vir Edinburgh met 'n bonuspunt gewen. Edinburgh, ek bedoel, dis nie 'n Palooka span daai nie. So, sê vir waar hulle is. Net voordat jy sê oor Cardiff wat Hugh Griffin gisterand vir my vertel het, jy weet, Matt Sherritt wat die instaande afrigter van Wallis was, hy is nou ingetrek by Wallis as 'n hulpafrigter. Hy was 'n hoofafrigter van Cardiff. So Cornel Els is nou die hoofafrigter van Cardiff. Glo dit of nie? Ja. Okay, so daar's nog meer Suid-Afrikaners wat 'n verskil maak. Ja. Maar dis 'n kompeterende omgewing. As jy daar hoofafrigter kan raak, dan weet jy wat jy doen. Ek dink ook jy kry waarskynlik teen die pond, teen die rand wisselkoers, dink ek is ook 'n redelike voordeel om daar af te rig waarskynlik as jy daar so 'n bietjie kan vasbyt. Maar ja, daar's meer Suid-Afrikanse afrigters wat nou deurkom en daar was 'n stadium wat ons almal gekyk het, is net Nieu-Seelanders wat gelyk het of hulle goed afrig. Maar ons het nou 'n handvol Suid-Afrikaanse afrigters van Grandele en Rassiele wat natuurlik ook goed doen. En jy het 'n core afrigters in Suid-Afrika wat ook goed doen. So ja, ek dink daar's 'n groter fokus nou deesdae gewees op die afrigtings ding, miskien in Suid-Afrika ook, en ek dink hulle doen beter, so is lekker om te sien hoe ons kom deur. Gepraat van afrigters, Jimmy Stonehouse is ingetrek om by die Sharks te gaan uittel. Nou, ek dink van volgende week af as hulle terug is. Dis interessant, nou Jimmy vat mos nie nonsens van enige kaboutertjie nie. Dit klink iemand wat die sweep laat klap. Dink jy dis wat die Sharks nodig het? Hulle het dit raak gesien het. Hoekom is hy daar? Ja, nee, Jimmy het nie vir hom laat ronddruk nie. Hy's fris genoeg ook en daar's geen voorspeler wat vir hom gaan ronddruk nie. Maar ja, hulle speel ouens maar na hulle sterkpunte toe. So dit grens ook so effens aan. Ek wil nie vir Jimmy sê dis desperaat as jy vir Jimmy staan nou skry nie, maar dit is so effens. As ek dink in 'n franchise soos die Sharks het hulle meer as genoeg ouens om alle afdelings te kan hanteer en al die kundiges te hê. Dis iemand van 'n heel ander provinsie wat eintlik nie jou DNA ken nie. Weet en jy laat hom nou eintlik toe om te help afrig. Ek onthou met die Springbokke wat in die Britse Lions gespeel het 2009, onthou ek was Plumtree as 'n konsultant ook op 'n stadium ingebring. So dit het gewerk, maar ek onthou dit was ook nie maklik vir Gary Gould wat die voorspelers afgerig het nie. So nou het jy vir Gary Gould wat eintlik hierdie taak moet verrig, maar nou eweslik kom John Plumtree daar aan. Hy gaan ons nou hy het op die losspel en 'n klomp goed het hy daar spesifiek goed gedoen. So dit kan werk, maar ek dink jy ontwrig ook jou eie afrigterskorps van eers as iemand sê hy hoor eens ek kan nie goed genoeg nie.
kan ek dit nie doen nie. So ek is nie seker in watter spesifieke hoedanigheid Jimmy Stenhouse nou hy het sekerlik nou 'n spesifieke area wat hy gaan aan aandag gee, maar dit sal interessant wees om dit 'n bietjie op te volg en te hoor wat hy gedoen het en wat die effek daarvan was. Maar dat hy 'n goeie afrigter is nie onder verdenking nie. So ek dink hy gaan oral waar hy kom sal hy 'n impak maak. En ek dink wat hom goed doen is hy het die vermoë om spelers wat dalk effens selfvertroue kort of net so bietjie meer in hulself moet glo. Hy het 'n reputasie opgebou dat hy ouens vat wat so hier en daar bietjie weggegooi is by 'n groot franchise, by groot Unie en hy het hulle gebou in 'n baie goeie speler. En soms as Springbokke van hulle gemaak. So ek dink dit sal die Sharks help. Dit kan ten koste wees van 'n afrigter wat daar rondom bly. Ja, maar ek dink hy is nie daar vir tegnies nie. Hy is nie daar om 'n afrigter te wees. Hy is daar om die span kultuur of iets reg te ry. Ek sê nou vir jou. Hy het my vertel eendag in 'n onderhoud wat ek nog gehad het, dat hy het bestaan eendag sy kaptein uit die span gegooi wat die kaptein nie die aand voor die wedstryd gaan kuier. Hy vat nie enige nonsens nie. Ek dink dis hoekom hy daar is. Ek bedoel daar sekerlik beter afrigters as hy. Ek praat van spesifieke vaardighede. Jy weet, hulle het vir JP daar en vir almal 'n klomp name. Ja. Die een ding wat Jimmy Stenhouse kan doen, hy kan 'n span sy kultuur reg kry. Hy kan daai dissipline en daai tipe. Ek dink dis hoekom hy daar is. Ek dink ek het daai storie baie gehoor dat die Sharks se spelers se koppe bietjie te groot geraak het en hulle groter is as die afrigter. Hulle daag laat op by die wedstryde. Hulle doen nie wat die afrigter vir hulle sê in oefeninge nie. Veral die Springbokke, blykbaar is hulle nogal geneig om dit te doen. So ek vermoed dis waarna ons kyk. En dit gaan 'n interessante amper Afrikaanse kultuur clash wees daar by die Sharks, né? Dit gaan interessant wees. Ja, ek dink mense moet ook probeer verstaan waar dit vandaan kom en as jy dink daai besluit is heel waarskynlik gemaak deur Neil Paul. Ek dink dit is 'n tipiese ding op sy tafel. En as jy kyk hoe hy dink en hy het 'n baie groot erns van 'n span dinamika, weet almal moet aangeskakel wees en al die oor hy ook 'n sterk geestelike pad stap het hy ook sterk op waardes en jou dissiplines. Ek dink jy is op die spoor daar. Ek dink dit klink of dit 'n plek is waar hy sal kan inpas en dit lyk ook my van 'n afstand of dit 'n area is wat die Sharks die afgelope 2-3 jaar wel swaar gekry het, weet Rock Nation en daar's 'n klomp faktore wat inkom en die ouens is baie gestel op hulle profiel. Weet daai ouens kom en borg verteenwoordig al daai profiel ouens, maar dis amper meer 'n online dryf en profiel dryf as wat dit jou reg kry vir die speel. Dit is 'n belangrike komponent van beroepssport. Ek verstaan dit. Maar die stert kan nie ontswaai. So ek dink Jimmy gaan hy hond 'n bietjie rondpluk. Ek dink hy gaan vir hom sê gordel gryp. Wat ek kan sy tande en wat ek kan is die stert. Hy sal hulle kom herinner. Jy word gewaai. Jy waai nie die hond nie. Jy's die stertjie. Ja, jy moet byt. Jy's die tande kant, jy's die stert kant, ja. Ek hoor jou. Hoorie maar ek moet sê ek sien nogal uit nou die hele URC. Dis lekker om 'n bietjie oor iets anders op te praat, né? Ek bedoel week na week wag ons vir Dinsdag en hoor ons die span. Dan hoor jy dieselfde praatjies. Woensdag is daar 'n paar spelers wat dieselfde goed sê. Dis tyd vir iets anders. Dit was baie lekker om Springbok rugby te kyk. Maar raak so 'n bietjie uitgekeier, né? So baie rugby. Jan Ackerman het vandag gesê, hierdie nuwe ding wat wêreld rugby die gids het uitgebring het, die guideline. Dat die spelers mag net 30 wedstryde speel. Sê ja, okay. Maar van die spelers speel 15 toetse in 'n jaar. So jou franchise het daai ou maksimum van 15 wedstryde beskikbaar. Né? Ja. Nou moet jy Karibebeker speel, jy moet URC speel, jy moet Kampioenbeker speel. Jo, dis 'n ander uitdagings daai. Hy het gesê en ek haal hom aan. Hulle moet 'n bietjie minder toetse speel. Dit is nie net sommer toetse speel om toetse te speel nie. Hulle moet so 10 speel. Interessant, né? Dis 'n hele ander ding daai. Ja, en daar's baie rugby wat op pad is. Daar's nog 'n All Black Tour wat loop beplan met 3 toetse. En dit gaan hulle besig hou. Ja, ek stem saam met jou. Hulle gaan die spelers moet beskerm. Ek dink hulle doen dit in 'n mate. Ek weet die Springbokke en almal hou maar telling van hulle minute en hulle werklading en so voort. So dit is 'n faktor, maar ek dink hulle moet eerder kyk na minute as wedstryde want jy het weet as jy nou deel van 'n 30 minute of 30 wedstryde kan jy 'n wedstryd bytel wat iemand in die laaste 10 minute opgekom het of die laaste 20 minute. Ja, waar. Ek dink jy moet eerder hulle monitor op hulle minute wat hulle gespeel het in totaliteit versus of vergelykbaar met 'n wedstryd. So dit is die statistieke wat die afrigters waarskynlik ook op hulle voorgrond gaan hê in elk geval bestuur. Maar ja, dit is lekker om URC te praat. Ek dink vir my was interessant geweest om ook te hoor wat Rito die
die voorspelafrigter van die Stormers gesê het, en veral met hulle dryfbewegings teen Leinster. Ek weet nie of jy nou so fyn gekyk het nie, maar hulle het baie goed gedryf, wanneer hulle gedryf het ook goed op die verdediging gewees, en 'n paar keer daar mooi verdedig, maar hulle het 'n hele nuwe stelsel ingebring, en dis wat ek wou gehoor het al 'n lang tyd, want weet ons het die Stormers op die Kaap so gekyk het gesê, eers lyk maar op 'n stadium met hulle 'n hoë persentasie, hulle die syfers genoem, het soos uit 10 het hulle sê maar 4 van hulle 4 drywe suksesvol kon doen, of 4 of 5 uit 10, maar toe hulle het gesak na 2 op 'n stadium, en hulle het 'n hele stelsel, hy het dit verander. So dis goed, dit is wat ek wil hoor. So dit is 'n bietjie kreatief, is bietjie anders, daar's nuwe dinge wat hulle doen, so dis goed om te sien. En ek dink Roanel ook op die buite senter en verdedigingslyne ook nuwe dinge wat hulle daar bietjie toegepas het. So ja, dis nuwe seisoen, en daar's baie van die spelers wat nog aspirasies het vir hoër louere. Ek dink daar's spelers by die Bulls ook, weet, veral Steenekamp wat teruggekom het, Groblaar, daai tipe spelers wat al daar in die bokdryf was, daar naby was, wat weet hoe dit is en beseer was. So daar's baie om voor te speel. So ek dink dit gaan die ouens ook motiveer. So ek dink NB daar gaan 'n meer gemotiveerde, gefokusde Blue Bulls span opdraf Saterdag. Ek verdediging sal beter lyk. En dit is tog in elk geval, baie mense sê dit, maar dit is maar so, maar meestal 'n ingesteldheid. Almal kan duik, maar dit is baie keer maar ingesteldheid, jou trots om jou doellyn te verdedig. So, ek dink hulle sal ook dalk herinner gewees het daar in die spankamer, dat met jou doellyn 'n bietjie beter verdedig as wat hulle gedoen het teen die Ospreys. Okay, Arie, maar ek en jy kan vir ure lank sit in rugby praat hier in Afrikaans, op jou Afrikaanse rugby kanaal, maar tyd is nou op. My selfoon gaan nou binnekort doodgaan. Ek kry môre wifi. Halleluja. So, wat nou gebeur, my foon moet nou my kamera wees en hy met die wifi doen. So hy trek baie vinnig dood. Ek het begin op 70%, hy staan op 30%. Hy gaan enige oomblik vir my sê tot hier toe en nie verder nie. So kom ons sluit hom af hierso. Was baie lekker soos altyd aan Arie, ek waardeer dit man. Ja, dis heerlik, en jy moet onthou jy moet die link nou van jou geselse vir jou reunie groep op daai WhatsApp groepie ook aanstuur. Ek het nou 'n paar subscribers bygekry, dis 'n goeie ding geweest. So dit is seker, maar ja, lank lewe die 85 matrieks. Ek sê nou vir jou, ja, ons is world beaters, world changers. Ja, ons het so ver gekom, ons kan hom soekie verder. Weet jy wat gedoen, ons gaan rugby podcasters word, ons 'n matriek was. En die voorafdeling was. Ag wat, alright. Lekker aand vir jou, dankie, was lekker. Eerlik, lekker aand, bye-bye. Dis die Raakvat Rugby podcast.